JMath. Hallo, welkom by die graad 12 stats video's. Nou, hier is ons twee groot nuwe woorde wat jy gaan raak sien en jy moet net weet, dit beteken graad 12. So as jy sien, kleinste kwadraat, 'n regressielyn of die korrelasie koëffisiënt, dan weet jy, okay, nou is ons by graad 12 stats. Nou, hoe identifiseer ek graad 11 en graad 12? Graad 11 het altyd een lyntjie waardes gehad en dan het jy gevra vir die gemiddelde, die mediaan en so voort. Graad 12 gaan jy sien, daar is altyd twee rye of twee kolomme wat hulle vergelyk met mekaar. So, voorbeeld wat ek hierso gesê het is, as hulle kyk in Desember, hoeveel roomhuise verkoop iemand op die strand en dan kyk hulle hoe warm was dit daai dag. So obviously as dit warmer is, verkoop hy meer en as dit kouer is, dan is mense nie so lus vir roomhuis nie. So die twee datastelle is altyd gelink met mekaar. Dan weet jy, okay, dit is graad 12 se regressiedata. Nou die formule wat ons gaan gebruik is y is gelyk aan a plus bx. Klink dalk vir jou bekend want is dieselfde as y is gelyk aan mx plus c. Dis nou net stats, so nou moet hulle dit bietjie anders skryf. So die a stel die waarde voor as x 0 sou wees. Nou by party stories kan x nooit 0 wees nie, maar dit is hoekom ek nie vir jou sê dis die y-afsnit nie, maar dit is soortgelyk daaraan. B stel die gradiënt voor en in hierdie geval is dit soos wat x 1 meer word, wat 'n effek het dit op y? So byvoorbeeld die temperatuur in die roomhuis voorbeeld, elke graad wat dit warmer word, verkoop hierdie ou byvoorbeeld 3 meer roomhuise of so iets. Dit is die B-waarde. Nou wat op aarde is die korrelasie koëffisiënt? Dit is 'n R-waarde wat jy gaan kry op jou sakrekenaar en dit sê vir jou as daar 'n spreidiagram is, hoe naby is elke kolletjie aan 'n reguit lyn. Nou leer net hierdie woorde hier aan die linkerkant. Ongelukkig stem al die handboeke nie ooreen nie. So jou handboek gaan dalk klein bietjie anders lyk as wat ek hier op die skerm het. Maar solank jy net kan vir jou onderwyser sê, ek het dit uit ons handboek uitgeleer, dis wat hy gesê het, dan gaan jy fyn wees. Nou, hoe kry ek die kleinste kwadrate regressielyn? Soos ek gesê het, dis y is gelyk aan a plus bx en jy gaan op jou sakrekenaar mode druk, dan kies jy stat, dan gaan jy opsie 2 kies vir a plus bx, want dit gaan jou dan in die graad 12 deel insit. Tik jou data aan, druk is gelyk aan, jy kan eers al jou x'e intik, dan skuif jy weer op boontoe na die eerste sel toe en druk al jou eie in. Dan as alles in is, druk jy AC, dan gaan al jou waardes weggaan, moenie skrik nie, dis net hoe jou sakrekenaar dit save. Dan druk jy shift en 1 en dan sal jy daarso 'n menu sien. Graad 11 goeders is onder 4 vir variance, maar graad 12 is almal onder opsie 5 vir regressie. Okay, so dan druk jy 1, 2 of 3 gebaseer of jy A, B of R wil hê. Vraag wat jy ook gaan kry is as hulle vir jou sê, voorspel vir ons wat gaan gebeur as x 'n sekere getal is. Nou as x binne in dieselfde waardes lê wat jy het, so sien nou maar tussen 20 en 50 of so iets, dan is dit interpolasie. As die x wat hulle jou vra, dieselfde lyk as die x wat jy reeds het. Interpolasie en dis baie betroubaar. Maar as die x wat hulle vir jou vra te klein of te groot is en dit pas nie tussen jou waardes in nie, dan is die voorspelling glad nie betroubaar nie, want dit noem mens ekstrapolasie. Okay, jammer julle, dit was 'n mondvol, maar dit is regtig al wat jy hoef te weet vir graad 12 stats. Kom ons doen twee voorbeelde, dan kan julle sien hoe gebruik mens dit. So, hierdie is 'n eintlike vraag uit die 2019 eindvraestel uit. Kom ons kyk gou-gou. So julle kan sien dit tel bitter min. Dit tel gewoonlik so tussen 7 en 12 punte in die eindeksamen, maar baie keer is dit minder as 10. Die tabel hieronder toon maandelikse inkomste van 6 verskillende persone en die bedrag wat elke persoon maandeliks aan 'n motorpaaiement kan spandeer. Okay, so daarso is my waardes. Ek gaan dit in die sakrekenaar intik. Nou vra hulle vir my bepaal die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn. So, ons het net nou gesê dit is y is gelyk aan a plus bx en as ek dit dan in my sakrekenaar intik, is a minus 1946875 en b is dan plus 0.405x. Nou jy kan dit 2 desimale doen of 3 desimale, dit maak nie saak nie. Kyk mooi op die voorblad van jou eksamen en dan gaan jy presies weet wat hulle wil hê. Maar daar het ek 3 punte. Ek het dit net op my sakrekenaar ingetik, A en B gekry en dit invervang. Indien 'n persoon 14.000 per maand verdien, voorspel die maandelikse paaiement wat hierdie persoon kan spandeer. Okay, so al wat ek gaan doen is ek gaan daai formule vat wat ek het, maar ek gaan in x se plek 'n 14.000 insit. En my sakrekenaar sê vir my hierdie persoon kan R3.723.13 aan 'n motor spandeer elke maand. So ek het 'n voorspelling gemaak. So nou kom ons kyk gou. Is dit interpolasie of ekstrapolasie? Die 14.000 is mooi tussen in die gegewe x-waardes in my tabel. So die kleinste waarde daar is 9.000, die grootste waarde is 20.000. So 14.000 is 'n baie betroubare waarde om te kan invervang. Vraag 3, bepaal die korrelasie koëffisiënt tussen die maandelikse inkomste en die motorpaaiement. So ek gaan net weer op my sakrekenaar, ek gaan sê shift 153 en dan sien ek R is gelyk aan 0,947. Ek gaan net sommer 'n ekstra vraagie bysit en as hulle vir my sê lewer kommentaar op die korrelasie koëffisiënt, dan kan ek sien hierdie is bo 0,9. So dis nie heeltemal 'n perfekte positiewe korrelasie nie, maar dit is baie sterk positiewe korrelasie. En vir dit gaan jy jou volpunte kry. Dit is regtig hoe maklik graad 12 stats is. Kom ons doen gou nog 'n vraag. So vraag 2, hier is 'n hele storie oor chocolate en pryse van chocolate en also aan jy hoef nie die storie te ken om die wiskunde te doen. Die mens welkom om dit te lees. Bepaal die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn van hierdie data. Weereens, ek soek A en B, so y is gelyk aan A plus bx
Ek tik dit in my sakrekenaar en dan sê dit vir my A-waarde is 4,637 plus my B-waarde is 0,272x. Ons sê, vir dit kry ek 3 punte. Okay, vraag 2.4, bereken die korrelasiekoëffisiënt van hierdie storie. So ek gaan net weer op my sakrekenaar kyk, wat is R? En die sakrekenaar sê vir my R is 0,785. Nou is julle lewer kommentaar op die verwantskap. So as jy dit sien, dan moet jy een van daai sinnetjies van die voorblad gaan neerskryf. So ek kan sien hierdie is definitief positief. Dit is 'n lineêre korrelasie, want ons het 'n A plus BX formule. So nou hang dit af van jou handboek. So kyk net mooi in jou handboek watse woorde jy moet gebruik, maar die antwoord vir hierdie sal ietsie wees soos matig positiewe lineêre korrelasie. So wat dit beteken is, soos wat die persentasie kakao opneem, gaan die prys ook opneem. Daar's julle, dit was die basics van graad 12 statistiek. Ons gaan 'n volgende video doen waar ons net gaan teken as hulle vir jou sê sit dit op 'n spreiddiagram. Maar dit is regtig al wat jy hoef te weet in hierdie hoofstuk. Dit is free punte in enige eksamen. Maak net seker hulle vang jou nie uit nie. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.